Goeiedag en baie welkom by ons aanlyn byeenkoms. En vandag is seker vir ons as Jesus volgelinge, ons as 'n kerk en ons as 'n breë kerkwêreld, is vandag ons belangrikste Sondag in ons kalender. Dit is die dag wat ons Jesus se opstanding herdenk en ons het ook in hierdie week die geleentheid gehad om Jesus se kruisiging te herdenk en die pad wat hy gestap het te ervaar by ons kruisstasies. As jy dit nie bygewoon het nie, wil ons jou uitnooi om volgende jaar dit by te woon en kom geniet dit saam met ons. Maar vandag vier ons Jesus se opstanding. Ons vier dat hy leef en ons herdenk dat hy nie gebonde is aan die dood nie, maar dat hy opgestaan het. En dat ons lewe kan hê omdat hy opgestaan het. Nou jy sien, baie keer in die opstanding, as ons gaan na die Bybel toe, wat gebeur het na die opstanding? En ons is ook tans besig met ons reeks wat ons in Paaswoorde. Ons kyk na die woorde wat Jesus gesê het voor die kruis, aan die kruis en na die kruis. So vandag praat ons oor woorde wat hy gespreek het toe hy opgestaan het, na die kruis. Maar as mens kyk na die gebeure van na die kruis, net nadat hy opgestaan het, dan sien ons baie die volgende idee. Ons sien baie 'n twyfel. Ons sien baie mense wat twyfel in Jesus. Was Jesus regtig wie hy gesê het hy sou wees? Was hy regtig die Messias as hy dan gesterf het? Onthou ons het geleer dat die mense het verwag dat Jesus of die Messias hulle sou verlos van die Romeine af. En Jesus het op 'n kruis gesterf, so hoe sou hy dan hulle nou verlos het? So daar was baie mense wat getwyfel het, en ook baie mense wat getwyfel het toe hulle gehoor het dat hy opgestaan het. Ek dink, in ons opstandingsreis, is ons ontmoet met die prinsip van geloof. Dis so 'n woordjie wat ons baie hoor in die kerkewêreld, maar dit is die teenoorgestelde van twyfel. As ons kyk na die opstanding, dan sien ons dat Jesus homself openbaar het, of hy het homself laat bekend maak aan Maria. En toe aan Maria sy ma, en toe aan Petrus, en toe aan die disippels, maar daar was ander mense wat hom nie gesien het nie, en hulle het getwyfel. Ek dink as ons kyk na die Nuwe Testament, dan is daar twee stories wat ons uitstaan, wat juis praat oor twyfel. En ek dink as Jesus volgelinge, is dit algemeen dat ons twyfel. Ons twyfel of Jesus regtig nog vir ons bestaan. Hoe is dit nog van toepassing dat hy opgestaan het op ons lewens vandag? Ons twyfel of hy wel ons gebede hoor en of hy ooit dit sal antwoord. Nou vandag, die eerste storie wat ek met julle wil deel, uit die Nuwe Testament uit die opstandingsreis, is die storie van die Emmausgangers. Nou baie van ons weet seker wat dit is, en ons lees spesifiek daarvan in Lukas 24. Ons lees saam vanaf vers 13. Twee van Jesus se volgelinge het op daardie Sondag besluit om terug te gaan na die dorp waar hulle gebly het. Hulle dorp se naam was Emmaus, so 12 km buite Jerusalem. Hulle twee was ernstig aan die gesels oor die gebeure van die afgelope naweek. Terwyl hulle met swaar harte geloop en praat het Jesus by hulle aangesluit en saam met hulle verder gestap. Maar hulle het hom nie herken nie. Wat loop julle so ernstig en praat? En hoekom lyk julle so hartseer, vra Jesus hulle. Kleopas, een van die twee, sê toe vir hom, wat? Ek kan nie glo, jy vra vir ons so iets nie. Jy kom dan nou uit Jerusalem uit. Het jy nie gehoor wat die afgelope naweek daar gebeur het nie? Wat? Vra Jesus toe. Wel, Jesus van Nasaret, daardie groot boodskapper van God, is Vrydag daar doodgemaak. Hy het groot wonderwerke gedoen en met gesag oor God se nuwe wêreld gepraat. Maar toe het die spul godsdienstige leiers van ons volk hom gevang. Daarna is hy skuldig bevind en gekruisig. Ons het so gehoop dat Jesus regtig die groot verlosser van Israel sou wees. Hy het dan vir almal gesê dat hy kom om ons verlos. Maar hy was verkeerd, want hy is nou dood en is begrawe. Ja, vandag is hy al 3 dae dood. O ja, en ons het ook nog ander nuus gehoor wat ons baie omgekrap het. 'n Klompie vroue wat saam met ons vir Jesus gevolg het, was vanoggend vroeg daar by sy graf. Maar sy liggaam was skoonveld. Hulle kom vertel toe vir ons dat engele daar na hulle toe gekom het en vir hulle gesê dat Jesus leef weer. 'n Paar ander mense het toe vinnig na die graf toe gegaan en dit leeg gekry. Jesus se liggaam was nie meer daar nie. Jesus sê toe vir hulle, ek kan nie glo julle geloof is so klein nie. Hoekom glo julle nie wat God se boodskappers in die Bybel sê nie? Weet julle nie dat die Messias, God se gestuurde, eers
moes kom lei, voordat hy na sy hemelse woning teruggaan nie? Toe het Jesus stap vir stap vir hulle verduidelik wat Moses en al die ander profete in die Bybel oor hom geskryf het. Later het hulle by Emmaus aangekom. Toe Jesus sê dat hy nog verder moet stap, het die twee dadelik gesê, nee, wag, kom bly asseblief vanaand by ons oor. Dis net nou donker. Jesus het ingestem en saam met hulle na hulle huis toe geloop. 'n Rukkie later, toe die aandete klaar was, het hulle by die tafel gaan aansit. Jesus vat toe die brood, sê vir God daarvoor dankie en deel dit aan hulle uit. Toe gaan die twee se oë skielik oop. Hulle het Jesus herken, maar voordat hulle nog iets kon sê, het hy verdwyn. Dis waar, het hulle bly vir mekaar gesê. Ons moes dit eintlik al besef het, toe hy net nou so oortuigend uit die Bybel met ons gepraat het. Toe hy vir ons gewys het, wat regtig daar staan, het ons harte omtrent opgewonde geklop. Nou hierdie storie oor die Emmausgangers gaan oor twee disippels van Jesus wat terugkeer na Jerusalem na die Paasfees. En die afstand tussen Jerusalem en Emmaus is so ongeveer 12 km en ek het so 'n bietjie gaan kyk, dit sal ons min of meer 2,5 ure vat om te stap. En in hierdie 2,5 ure het hulle nie 'n selfoon gehad om hulle self besig mee te hou nie, so hulle het met mekaar gepraat oor die gebeure wat gebeur het in Jerusalem. En hier kom 'n vreemdeling en sluit by hulle aan. Hierdie vreemdeling is Jesus. Maar jy sien, hulle is so besig met hulle twyfel en hulle vra wat hulle het oor die Messias, dat hulle Jesus nie eers herken nie. Dit vat toe eers 'n ruk later, eers toe hulle by die tafel gesit het, wat hulle Jesus kon herken. So dis die eerste storie van mense wat twyfel. Van ons wat, hoor, dit is okay om te twyfel. Dis normaal om te twyfel. Die ander storie ken ons almal baie goed. Ons lees daarvan in Johannes 20, en dis die storie van Thomas. Die ongelowige Thomas, een van die 12 disippels van Jesus. Kom ons lees saam uit sy verhaal vanaf vers 24. Thomas, wat ook Didymus genoem is, een van die 12, was nie by die disippels toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy sê vir hulle, as ek nie die merke van die spykers in sy hande sien, en nie my vinger in die merke van die spykers steek, en my hand op sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. 8 dae later was Jesus se disippels weer by mekaar, en Thomas was by hulle. Hoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom, en tussen hulle gaan staan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier, en kyk na my hande, en bring jou hand, en steek hom in my sy, en moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. En Thomas sê vir hom, my Here en my God. Toe sê Jesus vir hom, glo jy nou, omdat jy my sien? Gelukkig is die wat nie gesien het nie, tog glo. Hierdie storie van Thomas is 'n wonderbaarlike storie. Dit is 'n storie van Thomas wat twyfel in Jesus se opstanding. Hy sê, ek sal nie glo dat hy opgestaan het, tensy ek aan sy wonde kan raak nie. En Jesus verskyn toe aan Thomas en bied hom daai geleentheid. En ons sien in hierdie gedeelte die grootste geloofbelydenis wat ons in enige van die evangelies lees. Thomas sê, my Here en my God. Jy sien, in ons opstandingsreis, in ons gedagtes oor die opstanding, wil ek met jou hierdie volgende deel. Dit is normaal om te twyfel. Dis deel van ons elke persoon, elke individu se stap en 'n reis met die Here. Dis normaal, dis okay om te twyfel. Jy voel dalk vandag, maar die Here antwoord nie my gebede nie. Ek bid al vir jare vir 'n werk, jare vir 'n regte persoon om mee te trou, jare vir gesondheid, en hy antwoord my nie. Jy twyfel dalk of Jesus regtig bestaan. Dis normaal, ons kinders twyfel dit. Ons as volwassenes, ons as Jesus volgelinge, twyfel soms ook in Jesus. Maar jy sien, Jesus se reaksie teenoor ons twyfel is wonderlik. Ek wil vir jou 4 goed deel, of met jou 4 goed deel, wat Jesus se reaksie teenoor ons twyfel bespreek. Die eerste punt is, Jesus ontmoet ons in ons oomblikke van twyfel. Johannes 20 vers 27 sê, hy sê toe vir Thomas, bring jou vinger, kyk na my hande, kom sit jou hand hier, op die wond in my sy. Moenie twyfel dat dit regtig ek is nie, aanvaar dit. Jy sien, ons voel baie keer skuldig as ons twyfel.
Ons voel baie keer, die Here kan ons nie vergewe as ons twyfel in sy bestaan nie. Maar Jesus kom preek nie vir ons nie. Hy kom gee nie ons pak sla oor ons wat twyfel nie. Hy ontmoet ons waar ons is. Hy ontmoet ons in ons twyfeling. Hy veroordeel ons nie. Hy sê dit is okay om te twyfel. Maar hierso is ek. Ervaar my, aanvaar my en besef dit is ek. So die eerste punt is, Jesus ontmoet ons waar ons is. Of jy nou vandag twyfel, of jy nou glo, Jesus ontmoet jou waar jy is. Die tweede punt is, Jesus openbaar homself soms op maniere wat ons nie verwag of beplan nie. Ons het al baie keer gehoor, God is 'n God wat 'n sin vir humor het. Of God werk op vreemde maniere. Net so hierdie twee Emmausgangers wat gestap het na Emmaus, het daai beleef. Jesus het homself openbaar op 'n manier wat hulle glad nie verwag het nie. Op 'n manier wat abnormaal was, maar tog ook so normaal. Jy sou verwag het dat as toe hulle Jesus gesien het, sou hulle gejuig het en hulle hom dadelik herken het. Maar soms openbaar Jesus homself, nie op 'n manier hoe ons beplan nie. Ek dink as Jesus volgeling, plaas ons baie keer Jesus in 'n boksie. En as hy nie reageer of optree soos wat ons verwag nie, dan twyfel ons in sy bestaan. Jy sien, Lukas 24 vers 32 sê die volgende, dis waar, het hulle bly vir mekaar gesê. Ons moes dit eintlik al besef het, toe hy net nou so oortuigend uit die Bybel met ons gepraat het. Toe hy vir ons gewys het, wat regtig daar staan, het ons hart omtrent opgewonde geraak. Net so vers terug, sê Jesus vat toe die brood. Toe gaan die twee se oë skielik oop. En hulle het Jesus herken. Jy sien, baie keer in die normale goed wat ons as Jesus volgelinge doen, die gemeenskap wat ons het met ander mense, die liefde wat ons uitbeeld teenoor ander, baie keer openbaar Jesus homself juis in daai oomblikke. Ons vra God moet hierdie wonderwerk doen in ons lewens, hierdie groot wonderwerk, dat almal in stilstand sal staan. Maar Jesus openbaar homself, nie soos wat ons dink nie. En dis okay. Ons kort nie groot wonderwerke nie. Hy is in ons oomblikke van twyfel. Die derde punt wat ek lees, of wat ek leer uit hierdie stories is dat Jesus ons help met ons twyfel. Ons twyfel lei ons dikwels na sterker geloof toe. Toe Thomas hierdie wonde van Jesus sien, was hy in staat om 'n groter en 'n sterker geloof gehad het in Jesus. Johannes 20 vers 29 sê weer vinnig, toe sê Jesus vir hom, glo jy nou omdat jy my sien? Gelukkig is die wat nie gesien het nie, en tog glo. Ek en jy, ons kan nie sê dat ons Jesus al gesien het nie. So meer geseënd is ons wat glo, in dit wat ons nog nie gesien het nie. Ons glo in dit wat onsienlik is. Maar Jesus is sienlik in alles rondom ons. Ons kan hom sien in die natuur. Ons kan God sien in mense. Ons kan God rondom ons sien, oral. So, om te twyfel, om vrae te vra, dit is okay om vrae te vra. Bring jou vrae na Jesus toe. Bring jou vrae, bring jou twyfel in. Hy sal vir jou die antwoord gee. Hy sal jou rus gee. Hy sal jou berusting gee. Maar dit is okay om te twyfel. Die vierde les wat ek leer is, wat doen Jesus in ons twyfeloomblikke? Jesus is nie net stil nie, hy kom staan nie net by ons nie, hy doen ook soms goed in ons oomblikke van twyfel. Die eerste ding wat hy doen is, hy is teenwoordig. Selfs al sien ons hom nie. Baie keer is dit moeilik om te glo in iets wat jy nie kan sien nie. Dit is ongelooflik moeilik om hy intentionele besluit maak, om te sê ek glo in iets wat ek nie kan sien nie. Maar groter is ons geloof wat glo in iets wat ons nie sien nie. Net omdat God stil is, net omdat jy voel Jesus is stil, hy antwoord nie jou gebede nie, beteken dit nie hy is nie daar nie. Baie keer werk Jesus en God in die agtergrond om jou gereed te maak. Baie keer is hy nog nie reg vir waarvoor jy vra nie. Baie keer is dit buite God se wil. Maar dit beteken nie, omdat hy stil is, dat hy nie daar is nie. Jy voel dalk eensaam vandag, en jy dalk twyfel in hierdie opstanding van Jesus Christus. Hy is teenwoordig, al is hy stil. Die tweede ding wat Jesus doen in ons oomblikke van twyfel is, hy luister na ons vrae in ons hartseer. Hy het nie vir die Emmausgangers gaan sê, luister,
Hoekom is julle so ongelowig nie? Julle moet mos nou glo. Nee, hy het gevra, wie is dit? Hoekom is julle so hartseer? Jesus wil nie vir ons preek nie. Jesus wil nie ons pak slaag gee omdat ons twyfel nie. Hy wil weet wat gaan in ons harte aan. Wat se vrae het ons oor hom? Wat se twyfel het ons oor hom? En hy verstaan ons hartseer. Jesus is deur alles al gewees wat ons ooit al kan deurgaan. Hy verstaan waardeur ons gaan. Hy moes ook getwyfel het voordat hy gekruisig was. Hy moes ook getwyfel het of hierdie regtig God se wil was vir hom. En ons lees dat hy sê, U wil geskied in my lewe. So hy luister na ons vrae en ons hartseer. Die derde punt is, hy openbaar homself deur sy woord en deur gemeenskap. Jesus vat hierdie Emmausgangers die heeltyd terug na die woord van God toe. Want dis die bron van ons antwoorde, dis die bron van ons kennis, is die woord. Hy vat hulle terug en sê, julle weet al die profete, julle weet wat Moses gesê het, julle weet wat die profete gesê het oor my. Nou kom glo julle nie. Julle weet dat die Messias eers moes sterf. Hy vat hulle terug na die woord toe. En net so openbaar God homself en Jesus homself in die woord, maar ook in gemeenskap. Toe hulle die brood breek. Toe hulle guns wys en liefde wys teenoor 'n vreemdeling. Toe openbaar Jesus homself. Dis die belangrikheid van ons as gemeenskap. Se liefde teenoor mekaar. Se alledaagse goed wat ons doen. Jesus openbaar homself in dit. Ons kort nie 'n groot wonderwerk om Jesus te sien nie. Want ons beeld Jesus uit. Die laaste punt van dit is, hy nooi ons uit om te glo. Hy sê vir Thomas, druk jou hand in my wonde. Hier is 'n geleentheid, hy gee vir ons geleenthede om te glo. Hy nooi ons uit na 'n dieper geloof toe. Jy sien, baie keer dink ons dat geloof en twyfeling heeltemal teenoorgesteld is. Hulle kan nie saamgaan nie, maar hulle twee stap hand aan hand. Ek wil graag hier volgende met jou deel. Geloof is nie die afwesigheid van twyfel nie, maar dit is om aan te hou om Jesus te volg, te midde van twyfel. Te midde van wat in my hart aangaan, kies ek om Jesus te volg. Kies ek om te glo dat hy opgestaan het. Paulus skryf in 1 Korintiërs 15, dat sonder die opstanding is ons geloof dood, is ons geloof nutteloos. Die opstanding is die sleutel. Die opstanding is vir ons 'n teken dat God Jesus se offer aanvaar het. Dat God gedink het, Jesus se offer vir ons sondes was goed genoeg. Dat hy Jesus opgewek het. Daar's krag in die opstanding, maar dit is okay om te twyfel soms. Dit gaan nie als net aanvaar word nie. Jy kan twyfel, dis okay. Jesus ontmoet jou in jou twyfeling. Maar die beste deel van alles, en ek sluit af met hierdie, kom tevore in Matteus 28 vers 20. Jesus is altyd met jou. Net voordat Jesus opgevaar het na die hemel toe, sê aan sy disippels die volgende woorde. Ek is vir altyd by julle, tot aan die einde van die wêreldgeskiedenis. Maak nie saak waar jy is vandag nie, maak nie saak wat se twyfel jy het in jou hart nie. Jesus is altyd by jou. Mag ons vandag, in hierdie opstandingssondag, opnuut besef die werk wat Jesus vir ons gedoen het. Opnuut 'n dankbaarheid het vir sy offer. Maar ook bly kan wees, want omdat hy leef, sien ek kans vir môre. Omdat hy leef, kan ons leef en ewige lewe hê. Geniet hierdie opstandingssondag.